Yeshua was nie 'n Jood nie. Wat as Yeshua, die gesalfde een, afstam van die Israelitiese stam van Jehuda, soos die skrif sê dat hy is? Wel, natuurlik is hy, want die skrif lieg nie. Maar wat as die meeste mense wat vandag as Jode bekend staan, nie van die stam van Jehuda was nie? Ook nie eers van die stamme van Benjamin of Levi nie. Hoe kon die meester Yeshua dan moontlik 'n Jood wees? Die antwoord is maklik. Yeshua was nie 'n Jood nie, want die meerderheid mense wat vandag as Jode bekend staan, is nie van die stam van Jehuda nie. Die skrif self vertel ons dit, en hulle eie rekords vertel dit ook self. Om hierdie rede het Yeshua self vir die gemeente in Smyrna in Openbaring 2 vers 9 gesê, en ek quoteer: "Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jahudim of Judeërs is, en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan." Net vir ingeval dit nie verstaan word nie, het Yeshua ook vir die gemeente in Philadelphia gesê in Openbaring 3 vers 9, "Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jahudim of Judeërs is, en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig, en erken dat ek jou lief gehad het." Dus, volgens Yeshua self, is die meeste mense wat hulself Jode noem op hierdie tydstip nie regte Judeërs nie, wat beteken dat hulle nie eintlik van die stam van Jehuda is nie. Maar hoe kan dit wees? Eerstens sal ons sien dat Paulus van Tarsus met die meester Yeshua saamstem, en die gebeure wat Lukas in Handelinge hoofstuk 26 opgeteken het eintlik plaasgevind ongeveer 35 jaar voordat Johannes die Openbaring opgeteken het. In Handelinge hoofstuk 26 verse 6 tot 7, terwyl Paulus koning Herodes Agrippa die tweede aangespreek het, het hy oor die belofte van die evangelie gepraat en gesê: "En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur Elohim gedoen is, waartoe ons 12 stamme wat Elohim aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom. Oor hierdie hoop, koning Agrippa, word ek deur die Jode beskuldig." Dus, volgens Paulus is die beloftes in die Messias vir ons 12 stamme, bedoelende die 12 stamme van die kinders van Israel. Maar die Jode, wat Paulus noem as 'n entiteit wat onderskei en afgesonderd is van die 12 stamme, was teen daardie belofte gekant, en daarom het hulle beskuldigings teen Paulus gemaak. Jy sal nie te veel moderne sogenaamde pastore vind, wat oor hierdie gedeelte uit Handelinge preek nie. Vir Paulus van Tarsus is die 12 stamme nie Jode nie, en die Jode is nie die 12 stamme nie. Daarom het die gesant Paulus 'n evangelieboodskap aan die nasies van Europa gehad, want dit is waar die 12 stamme op daardie tydstip was. Maar dit is 'n heeltemal ander onderwerp vir 'n ander dag. Een plek in die skrif waar die verwarring 'n bietjie opgeklaar word, is in Romeine hoofstuk 9. Hier is 'n paar uittreksels met kort verduidelikings. Ek praat die waarheid in die Messias, die gesalfde een. Ek lieg nie, my gewete getuig saam met my in die afgesonderde gees, dat dit vir my 'n groot droefheid is en 'n onophoudelike smart vir my hart, want ek sou self kon wens om terwille van my broers, my stamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees, weg van die Messias af. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die voortreffelikheid
en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes, aan wie die Vaders behoort en uit wie die Messias is na die vlees, hy wat oor alles is, Elohim, lofwaardig tot in ewigheid. Amen. Paulus is dus besorg oor sy stamgenote na die vlees, die wat werklik Jesraeliete is, en hier bid hy vir hulle. Hy is bedroef dat baie van hulle nog nie Yeshua die Messias aangeneem het nie, want vir hulle is die beloftes, verbonde en ander dinge wat met die ware geloof geassosieer moet word. Dan gaan hy voort in Romeine 9 vers 6 tot 13, maar ek sê dit nie asof die woord van Elohim verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is hulle almal kinders nie, maar in Jitsak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van Elohim wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom, en Sara sal 'n seun hê, en nie alleen dit nie, maar ook Rivka, Rebekka, was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van Elohim volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien, soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat. So kan die uitverkiesing bly staan, soos Elohim die erfdeel aan Jakob gekies en beloof het, nog voordat die 2 seuns gebore is. Later in hulle lewe is dit by verskeie geleenthede in die skrif bevestig, dat Jakob die ontvanger van die beloftes was, en Esau is uitgesluit. Paulus vergelyk Jakob en Esau hier, omdat hulle nie almal Israel is wat uit Israel is nie, en hy verduidelik dat dit is omdat baie van hulle van Esau is. Hulle is Edomite en nie Israeliete nie. Om dieselfde rede het die meester Yeshua vir hulle in Johannes hoofstuk 10 gesê, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. Die meester Yeshua het nooit vir sy vyande gesê dat hulle nie sy skape is nie, omdat hulle hom nie geglo het nie. Hy het eerder vir hulle die teenoorgestelde gesê, naamlik dat hulle hom nie glo nie, omdat hulle nie sy skape was nie. Daar is 'n groot verskil. As die Jode van Edom is, soos wat hulle self ook erken dat hulle is, en as Yeshua van die stam van Jehuda is, soos wat die skrif verklaar dat hy was, hoe kan Yeshua dan 'n Jood wees? In Johannes hoofstuk 8 sien ons die volgende woordewisseling tussen Yeshua en hierdie Jode, hierdie Edomite, begin met vers 32 waar Yeshua praat. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham, en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word? Die Israeliete het hulle nog altyd beskou as in slawerny in Egipte. Die ware Judeërs het hulle self beskou as in slawerny in Babylon. Terwyl Edomite in die dae van Dawid en Salomo aan Israel onderworpe was, het hierdie Fariseërs natuurlik nie hierdie dinge toegegee nie. So gaan ons voort in Johannes hoofstuk 8 vers 34 tot 36. Yeshua antwoord hulle, Voorwaar, ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is, en die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die kinders van Israel is bevry van die slawerny van sonde in Yeshua die Messias,
soos Paulus gereeld verduidelik het, en soos Johannes ook breedvoerig in sy eerste sentbrief verduidelik het. Andersins is daar geen versoening vir sonde na Messias nie. Weereens met Johannes 8 vers 37 sê Yeshua vir sy teestanders, ek weet dat julle die geslag van Abraham is, maar julle probeer om my om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang in julle vind nie. Hulle het hom nie geglo nie, soos hy verduidelik het, want hulle was nie sy skape nie. Die enigste Judeërs wat Abraham se nageslag kan wees, en tog nie ware Israeliete kan wees nie, is die afstammelinge van Esau, die Edomite, sowel as die van Jehuda se Kanaanitiese seun Sela en die Ismaelite. Die geskiedenis en die skrif demonstreer dat die Edomite op hierdie tydstip en in groot getalle in Judea was, en dat hulle die wette en gebruike van die Judeërs aangeneem het. Daar is ook bewyse in die skrif vir die teenwoordigheid van sommige mense wat ook van ander groepe afstam, maar dit is die hoofgroepe, naamlik Israelitiese Judeërs en Edomitiese Judeërs. In die eerste eeu was Judea 'n Romeinse provinsie van uiteenlopende rasse en nie werklik 'n etniese beskrywing nie. Die beroemde aardrykskundige Strabo, wat geleef en geskryf het tot ongeveer 25 na Messias, het getuig dat die Edomaeërs of Edomite vermeng was met die Judeërs en dat hulle aangesluit het by die Judeërs en dieselfde gebruike met hulle gedeel het. Die laat eerste eeuse Judeese historikus Flavius Josephus verskaf al die historiese besonderhede van Strabo se verklaring. In Esegiel hoofstuk 35 in vers 10 sien ons 'n profesie dat Esau die lande van Israel en Jehuda vir homself sou neem, nadat die volk deur die Assiriërs en Babiloniërs gedeporteer is. Die klassieke rekords vertel ons dat dit wel gebeur het. Toe, waar hy die tydperk van die Hassamoniese dinastie, genaamd die Makkabeërs, bespreek het, wat oor Judea van ongeveer 156 voor Messias tot die tyd van Herodes omstreeks 36 voor Messias geheers het, beskryf Josephus hoe sekere van hulle, al die Edomite, van wat later as Judea bekend gestaan het, met geweld tot Judaïsme bekeer het. In sy Antiquities, boek 13, het Josephus vanaf reël 257 beskryf hoe die hoëpriester Johannes Hyrcanus 'n geruimde tyd omstreeks 125 voor Messias die bekering en besnydenis van die Edomite van Dora en Maressa in hul omgewing gedwing het, waar Josephus gesê het dat hulle hierna as Judeërs beskou is. Dan later, in daardie selfde boek van Josephus se Antiquities, vanaf reël 393, sien ons die veel groter mate van die bekering van die omliggende Edomite en ander nie-Israelitiese volke tot Judaïsme, wat plaasgevind het terwyl Alexander Janneus hoëpriester en koning was, van 103 tot 76 voor Messias. Hier het Josephus die bekering van ten minste 30 verskillende stede en dorpe in hierdie tyd beskryf, waarvan baie plekke deur Edomite en ander Kanaaniete bewoon was. Studente van die Ou Testament moet verstaan dat die Kanaaniete 'n volk was wat deur Elohim vervloek was, en dat Esau werklik sy eersgeboortereg verloor het, omdat hy Kanaanitiese vrouens geneem het. Van hierdie punt af het die Edomite uiteindelik die hele Jerusalem en Judea oorheers, insluitend die tempel, waaroor hulle volle beheer gehad het teen die tyd van die gesalfde een Yeshua. Herodes was 'n Edomit, soos Josephus ook getuig, en het sy eie makkers en aanhangers in posisies in die tempel begin aanstel. Daarom het die meester Yeshua in Johannes hoofstuk 8 toegegee dat hulle van Abraham se nageslag was,
want hulle was inderdaad afstammelinge van Esau. Dat hulle nie Israeliete was nie, word getuig van beide in daardie selfde hoofstuk waar Joshua vir hulle gesê het dat hulle kinders van die duiwel was, daar die eerste moordenaar Kain, en in Johannes 10 vers 26, waar Joshua vir hulle gesê het, maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. Hulle was nie sy skape nie, want hulle was nie Israeliete nie, maar Edomiete. Die skakels van Esau na Kain lê in die gene van sy Kanaanitiese vrouens en die vermenging van Keniete en Kanaaniete wat deur die geskiedenis van die Ou Testament duidelik is en voorgestel in Genesis hoofstuk 15. Dus is afstammelinge van Esau ook afstammelinge van Kanaan en Kain. Om terug te keer na Johannes hoofstuk 8, in die vers wat volg, ontken die meester Joshua dat hierdie Jode 'n gemeenskaplike oorsprong met homself het. Johannes 8 vers 38 tot 41. Ek praat van wat ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by jul Vader gesien het. Hulle antwoord en sê vir hom, ons Vader is Abraham. Joshua sê vir hulle, as julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen, maar nou probeer julle om my om die lewe te bring, iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat ek van Elohim gehoor het. Dit het Abraham nie gedoen nie. Julle doen die werke van jul vader. Toe sê hulle vir hom, ons is nie uit ontug gebore nie, ons het een vader, naamlik Elohim. Esau het met die dogters van die Kanaaniete, naamlik die Getiete getrou, en rasvermenging word in die Nuwe Testament hoerery genoem, met ander woorde, byvoorbeeld Judas vers 7 en 1 Korintiërs hoofstuk 10 en so meer. Die Ismaeliete en kinders van Sela is ook op dieselfde manier gemeng. In die dekades voor Mashiach het baie van die stam van Jehuda ook met hierdie mense gemeng. Terwyl hierdie Jode dit ontken het, was hulle inderdaad produkte van hoerery. Hier in hierdie uitruil tussen Joshua en die Jode het ons 'n vervulling van die profesie wat in Maleagi hoofstuk 2 gevind word, veral by vers 11 waar dit verklaar. Want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van Jahwe van die leerskare. Maar julle het van die weg afgewyk, julle het baie deur jul onderrig laat struikel, julle het die verbond met Lewi verbreek, sê Jahwe van die leerskare. So maak ek julle dan ook veragtelik en gering by die hele volk, omdat julle my weer nie hou nie en partydig handel by die regspraak. Het ons nie almal een Vader nie? Het een El ons nie geskape nie? Waarom handel ons dan troueloos met mekaar, deur die verbond van ons vaders te ontwy? Jehuda het troueloos gehandel, en 'n gruwel is in Israel en Jerusalem gepleeg, want Jehuda het die afgesonderde plek van Jahwe, wat hy liefhet, ontwy, en hy het die dogter van 'n vreemde El getrou. Mag Jahwe van die Adamiet wat so iets doen, uitroei hom wat roep en hom wat antwoord gee uit die tente van Jakob, en hom wat 'n offer aan Jahwe van die leerskare bring. Maleagi was 'n profeet van die tweede tempeltydperk en sy profesieboek het van Johannes die Doper sowel as van die Mashiach self voorspel. Maleagi hoofstuk 2 is dus heeltemal relevant vir die bediening van die meester Joshua. Hierdie Judeërs, oftewel Jode, mag dalk van Abraham afstam, maar omdat hulle nie ware Israeliete was nie, het Joshua vir hulle gesê, my woord het geen plek in julle nie. Dan gaan hy voort om aan hulle te verduidelik dat hulle inderdaad basters is. Johannes 8 vers 42 tot 45, en Joshua sê vir hulle, as Elohim julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit Elohim uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie.
Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid praat, glo julle my nie. Dit is hoekom die gesant Paulus Jakob en Esau vergelyk het met verwysing na Judea in Romeine hoofstuk 9, en in Hebreërs hoofstuk 12 beskryf Paulus Esau as 'n hoereerder of goddelose persoon, omdat hy 'n rasvermenger was en geen wettige nageslag gehad het nie. Terwyl sommige van die fariseërs, wat basies 'n politieke en godsdienstige sekte was, inderdaad Israeliete was baie van hulle nie, maar die hoëpriesters en meeste van die bende wat die tempel bestuur het gedurende die hele tydperk vanaf die dood van die eerste Herodes tot die vernietiging van Jerusalem, was nie fariseërs nie, maar Sadduseërs, 'n groep wat Yeshua nooit eers direk aangespreek het nie, tensy hulle hom aangekla het. Die Sadduseërs was ook die mees konsekwente teestanders van Paulus en die ander apostels. Terwyl dit dus nie kan voorstel dat al die teestanders van Yeshua van dieselfde gesindheid of oorsprong was nie, en met die leiers van die tempel gepraat het, wat Johannes die Jode genoem het in hoofstuk 10 van sy evangelie, het Yeshua vir hulle gesê, en ek quoteer, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. Soos ek sopas verduidelik het, het Yeshua nie vir die Jode gesê dat hulle nie sy skape is, omdat hulle hom nie geglo het nie. Dit is wat die denominasionele kerke leer, en hulle het dit verkeerd. Yeshua het vir die Jode gesê dat hulle hom nie glo nie, want hulle was nie sy skape nie. Met ander woorde, die Jode wat hom teëgestaan het, was nie die volk Israel vir wie Yeshua gekom het nie, en vir wie hy gestuur was nie. Paulus vertel later vir ons in Romeine, soos ek ook reeds beskryf het, dat nie al die mense van Israel eintlik van Israel was nie. Ons sien dus hoekom hierdie mense nie sy skape was nie, en ons sien hoekom Yeshua later in die openbaring vir ons gesê het, dat daar hulle was wat sê dat hulle Judeërs is en dit nie is nie, maar die sinagoge van Satan is. Soos die gesant Paulus deurgaans in sy briewe geleer het die Judeërs wat die meester Yeshua aangeneem het, een geword met Grieke wat Yeshua aangeneem het, en hulle het hul identiteit as Judeërs verloor. Judeërs wat sy skape was, het sy stem gehoor en uiteindelik hul identiteit as Judeërs verloor en Nasareners geword. Vandag se Jode stam af van al daardie Jode wat Meshiach verwerp het, wat in die eerste plek nie sy skape was nie. So met dit alles in gedagte, hoe kon Yeshua 'n Jood wees? Om aan te dring dat Yeshua die Meshiach 'n Jood was, soos vandag se moderne Jode, is soos om te glo dat die stigtersvaders van ons eie boerevolk swart mense was, want die meeste van die huidige inwoners van Pretoria, Johannesburg en die res van ons groot stede in Suid-Afrika vandag is swart mense. Daar is dalk 'n paar blankes in Pretoria of Durban of Port Elizabeth op die oomblik, maar dit maak ook nie van hulle swart mense nie. Net so was Yeshua nie 'n Jood nie. Hy was 'n man van die stam van Jahuda, en vandag se Jode is duidelik nie van Jahuda nie, maar afstammelinge van Edom, Esau. Selah. Baie dankie vir die saamkyk, medebroers en susters, medevolksgenote. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Versprei asseblief gerus hierdie video met medevolksgenote daar buite.